En hy is opdrag gegee om met 'n slegte vrou te gaan trou, wat dan die simboliek was van die verhouding wat daar bestaan tussen God en sy volk. En hierdie huwelik is daar so 3 kinders gebore, so ons in die eerste hoofstuk waarvan ons lees, en dit het allemaal interessante name. Israel, wat beteken dat God oordeel gaan bring en dat Israel sal suiwer. Lorigame wat beteken sonder ontferming, daar sal nie meer ontferming wees vir die volk nie. Of dan Lo-Ammi, die laaste kind, wat sy naam beteken nie meer my volk nie. En net deur die name van hierdie kinders het God al 'n groot simboliek in die boek vir ons opgeteken. Hosea tree as profeet op, so tot en met die val van Jerusalem in 721 voor Christus. Maar Hosea bring vir ons 'n baie mooi boodskap van hoop en troos vir die gelowige, wat sy lewe in die hand van God plaas. En dit is juist die beeld wat ons ook dan vandag in ons teksgedeelte in Hosea 6 aantref. Daarom lees ons vandag by hierdie gedenkdiens, soos die familie ook versoek het, saam uit Hosea hoofstuk 6, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. Kom ons gaan terug na die Here, want hy het ons verskeur, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom ons wy ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos lentereëns die grond verkoop. Wat moet ek vir jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môre wolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle met my profete gestrem het, julle met my woorde vernietig het. My straf op julle kom so seker soos die lig, want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Tot sover ons skriflesing. Die woord van God leer vir ons, gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here, dit bly vir ewig staan. Die teksvers vir ons prediking vanoggend. Kom ons wy ons aan die Here toe, kom ons streef daar om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos lentereëns die grond verkoop. Hosea 6 vers 3. Betrokke familie, geliefdes van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Ek wil vanoggend vir julle die vraag hier met vra, wat sal jou altyd troos? Wonder ek wat sy antwoord daarop sal wees. Wat sal jou altyd troos? Want gewoonlik is dit maklik om op 'n Sondag wanneer ons by die kerk, by die erediens met mekaar as hierdie vraag nie te antwoord. Maar wanneer ons te doen kry met die lewe daar buite, met sy siekte, met sy hartseer, met sy dood, dan word dit moeiliker om hierdie vraag te antwoord. 'n Baie belangrike vraag. So 'n belangrike vraag dat een van ons kerk se 3 belydende skrifte met hierdie vraag begin. En daarom is dit ook die werk wat ons in die katekese in ons kerk behandel. Ek onthou 'n hele klomp jare gelede, by die leidersklas en so in die begin van die jaar, as ons hierdie werk begin, toe wil hulle net weet, maar waarom moet ons hierdie werk leer, waarom moet ons dit ken? Toe sê ek vir hulle, ek sal hulle ooreenkoms aangaan. As hulle nou met hulle maats gesels,
by die skool of op die sportveld of waar ook al hulle is, en hulle vra hier die heel eerste vraagie vir hulle, wat ons in die Heidelbergse Katekismes vind, wat sal jou altyd troos, en hulle kan die regte antwoord daarop gee, dan hoef hulle vir die res van die jaar nie eksamen te skryf nie. Die volgende woensdag, toe hulle by die katekese klasse kom hulle maar so kop onderste bo daaraan. Ek vra vir hulle, toe wat is die antwoord? Toe antwoord een van die seuns by hy sê, het vir sy vriend gevra, wat sal jou altyd troos? En toe antwoord hy, my ma sal my altyd troos. Dit is seker so, ons maas is daar om ons te troos, maar in die kerk en ons geloof is dit nie die regte antwoord nie. Die antwoord is dat ek in lewe en sterwe in liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy vir al my sondes betaal om my losgekoop by die mag van die duiwel. Daarvan verseker sy Heilige Gees my. Die bedroefde familie, ons vandag ons prediking ook in hierdie woorde kon saamvat. Wat sal jou altyd troos? Dat ek in lewe en sterwe aan Jesus Christus behoort. En daarom roep Hosea 6 ons onder in die eerste woorde op om terug te keer na die Here, te midde van die moeilike tye, die swaar en die hartseer omstandighede waarin die volk verkeer het. En die skrywer gebruik dan hier nou 'n baie mooi beeld om dit vir ons te verduidelik. Hy praat van verskeuring, van geslaan. En wanneer 'n mens na hierdie woorde gaan kyk in die oorspronklike teks, dan het hierdie woorde werklik die betekenis van uitmekaar uittrek, om uitmekaar uit te haal. Ek wil nie so ver gaan as om te sê om te vernietig en tot nie te maak nie, maar dit is al amper waaraan hierdie woorde grens. So erg is hierdie verskeur, so erg is hierdie hartseer, so erg is hierdie pyn, om verskeurd te wees. En dan weet ek dat iemand vandag in hierdie uur met hierdie woorde kan identifiseer. Want wanneer ons by die afsterwe van 'n geliefde kom, wanneer ons by die graf kom, dan is daar hierdie verskeurdheid, hierdie hartseer en hierdie pyn in ons lewe. En kan 'n mens nie daarvan af wegkom nie. Dit voel amper asof jou lewe uitmekaar gehaal word. Want dit gaan ons nou oor daardie emosies, van woorde wat ek dalk gesê het wat ek maar liewers kon los, of woorde wat ek moes gesê het en nie gesê het nie, en nou is die tyd verby. Of ietsie wat ek moes gedoen het, ietsie waar ek nog wou bykom, 'n laaste keer nog wou besoek het, maar dit nooit kon doen nie. En nou is die tyd verby, en dit sal nooit gebeur nie. En so sit ons met hierdie verskeurdheid in ons lewe. En die so vandag ook met daardie woorde dan kan identifiseer. Maar dan kom die versekering van God, van sy hulp, van sy bystand, van sy ontferming en sy hulp, sy genade vir ons. Die gedeelte sê God self maak weer gesond, en hy self sal weer hierdie wonde verbind. En hoekom kan hy dit doen? Want hy ken die hart. Hy ken die pyn, hy ken die verlange. Hy ken die seer, hy ken die bekommernis, en hy alleen ken die pad wat voor lê. En daarom is hy die een wat hierdie wonde verbind en genesing bring. Dit laat 'n mens onomwonde dink aan die pragtige woorde van Gesang 239. Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maan, my tot heil wees en tot krag, teen die sonde skuld en mag. Heer, my rots, hoe almal groot, staan u vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar u bly onwrikbaar staan. Ewige rots, u laat ook vir my ewig veilig by u bly. Maar hierdie beeld gaan dan ook nog verder as net hierdie
verskeurdheid wat verbind sal word en waarin daar genesing sal kom. God verduidelik hoe hy dit sal doen en hoe hy ons sal red. Hy sê so seker as wat die son opkom. Ja, broer en sister, daar is baie dinge waarvan ons in hierdie lewe seker is, maar ons weet dat die son morgen sal opkom. En hierdie wêreldbeeld is maar die ou wêreldbeeld wat in die Ou Testament gegeld het van die heelal wat hulle gesien het, dat so 3 dele uitgestaan, die hemele daarbo en die aarde as 'n plat skuif en die onderaardse dieptes waarop in die plat skuif van die aarde op pilare staan. En wanneer die son in die weste ondergaan, is hy daar op 'n wa gelaai en na die ooste toe gery en dan te weer môreoggend in die ooste het die son weer opgekom. Hy sê so seker as wat hierdie proses sal plaasvind, dat die son môre weer sal opkom, so seker sal God die wonde verbind. Maar dit praat ook van baie meer as dit. Dit praat van die baie mooi beeld van die nuwe dag wat aanbreek. Dit praat van daardie nag van sonde en van skuld en van lyding en van ellende wat agter is. Dit praat van daardie nag waarin u geliefde Manella soveel afskeid geneem het. Van 'n nuwe dag wat vir haar aangebreek het. Van die son wat vir haar opgekom het. 'n Nuwe geleentheid. Van die helder strale van God se guns en genade wat ook oor haar lewe skyn. Hy sê so seker as die storter in die aarde nat maak, so seker sal God hierdie verskeurdheid verbind. Dit kan ons nog nie anders nie as dit reën, as 'n storter is, dan word die aarde nat. Dit kan nie anders nie. Hy sê so seker sal God die wonde verbind. Dit laat mense natuurlik dadelik dink aan die woorde van Jeremia hoofstuk 15. Jeremia hoofstuk 15 wat sê, hy wat in sy eie krag staat maak, is soos 'n kaal bossie wat in 'n droë wêreld staan, in 'n woestyn. Wanneer die droogte kom en wanneer die sonstrale skyn, dan verskrompel hy sommer en verbrand hy tot niks. Maar hy wat op die Here vertrou, is soos 'n boom wat in waterstrome geplant is, wat sy wortels na die stroom toe uitstroom, nie die hitte voel as dit kom nie, en wanneer die swaar tye aanbreek, verwelk sy blare nie. Want hy leef uit daar die strome van God se genade, wat oor hom reën en by sy wortels verbyvloei. En dan kan ons dit sê, dankie Here dat ons weet, dat die strome van guns en van genade en van liefde, ook by Terenia, verbygevloei het. Maar gemeente, die beeld ook nie daarop nie. Die beeld gaan nog verder. Daar word nog gepraat van 2 en van 3 dae. En as ek nou vanoggend vir u so vra, wat is die groot betekenis van die 2 en 3 dae in die Bybel, is ek baie seker, u sal baie mooi daarvan weet, u sal dadelik kan antwoord, op die 3de dag was die graf van Jesus oop en leeg, en dis waar, dit is so. Maar hierdie beeld gryp eintlik baie verder terug in die Ou Testament nog. Dit gryp na Exodus hoofstuk 19, waar die volk opgeroep is om hulle te gaan heilig voor God, voordat hulle ook Exodus 20 die 10 gebooie van God sal ontvang, met ander woorde, voordat die verbond gesluit sou word. Op daardie 2de dag waarin hulle gereinig het en hulle skoon gemaak het, en op die 3de dag vroeg die oggend die nuwe verbondsluiting plaasgevind het. Sien jy die verband van daardie verbondsluiting van die 2de en die 3de dag, met die verbondsluiting in Christus Jesus, met sy opstanding uit die dood, waar hy vir ons die 3de dag nuwe lewe, ewige lewe kom moontlik maak het. Die 3de dag is sy graf oop en leeg, en wanneer die engel daar skyn sit, soos die verskillende evangelies vir ons vertel, as hy gloed so helder soos die son van God se genade wat skyn oor daardie nuwe dag wat oor die aarde aangebreek het. En daarom, broer en suster, leef ek en u nou hier in hierdie tussentyd. En hierdie tussentyd beteken dat ek en u, totdat die Here op die wolke weer kom, hierdie eerste dood sal sterwe, soos Emmanuel. Niemand van ons sal daarby verbykom nie. Die eerste dood sal ons almal sterwe. En dan kom die dinge wat daarna gebeur. Dan kom die ewige lewe of die ewige dood. Daarom
daarom sê Jesus so mooi in die Johannes Evangelie in hoofstuk 11. Elkeen wat op hom glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Al sterwe hy hierdie eerste dood, sal hy lewe in die ewige lewe by hom. En dit is waarin ons net sien, en dit is waarin ons troos lê, dat ons weet dat ons Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser, vir ons daardie ware ewige lewe by hom moontlik maak, en daardie nuwe ewige dag wat aanbreek in sy koninkryk. Wanneer ons prediking saamvat, dan kan ons vra, wat sal jy altyd troos? Die antwoord, dat ek aan Jesus Christus behoort in lewe en in sterwe. Dat hy vir ons 'n nuwe lewe moontlik maak, soos vir Talinella. En daarom vind ons troos in hierdie woorde, dat hy hierdie verskeurdheid van u vandag self sal verbind, dat hy vir u genesing sal bring, so seker as wat die son opkom, en so seker as wat die stortreën die aarde nat maak hy vir ons die ewige lewe moontlik. Mag ons Here, deur sy woord en werk van die Heilige Gees, hierdie woorde vertroos. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God en Hemelvader, ons dank U vir die voorreg dat ons vanoggend ook in ons tye van verskeurdheid, van hartseer en van nood tot U kan nader, dat ons voor U kan kom buig, met ons verlange, met ons hartseer, met ons pyn. Dat ons kan weet dat U self ook hierdie wonde verbind en dat U self genesing bring. En daarom wil ons vanoggend die bedroefde familie ook in U opdra, wil ons vra dat U by elkeen van hulle sal wees, dat hulle in U arms en U hande geborgenheid sal vind, soos 'n kindjie by sy moeder geborgenheid vind, dat U hulle sal vertroos en dat U hulle sal lei, en dat U ook vir hulle die ware lig op die lewenspad sal wees. Ons dank U vir Manella se lewe vir soveel geseënde jare, en ons dank U dat ons ook kan weet in haar laaste jare van nood en van pyn en van ellende, en besonder ook die laaste 2-3 maande, dat U ook vir haar raak gesien het, dat U ook die oog op haar het, dat U haar ook by die naam geroep het. Dan dra ons nou vandag hierdie familie en vriende aan U op. Ons vra dat U oor hulle sal ontferm, dat U self ook vir hulle genesing sal bring en die wete dat die ware lig Christus Jesus elke dag ons lewenspad verlig, met blydskap, met vreugde, met goedheid en met guns. Vertroos hulle dan in hierdie woorde, ons bid dit in Christus naam. Amen. Geliefde gemeente, ons slotsang, Onse Vader, Psalm 266, en Onse Vader, so die laaitjie, so die aangedei, kan net Onse Vader lees die ons ken dit almal, en ons sing dit staande en bidden, waarna jy asseblief staande bly vir die uitspreek van die seën. Yeah.
ontvang binne die hart die seën van ons Here en gaan in vrede. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen. Kom ons sit eens. Familie vriende, Daniela Schoeman gebore die 27ste Mei 1945 en oorlede die 18de Augustus 2025. Wanneer ons hierdie begrafnisbrief lees, of hierdie groetbrief lees, dan kan jy in gedagte hou dat die woorde is wat ook hier staan, Jesaja 6. Maar elke nag as daar 'n dagbreek, na winter, lentebrag, op die grense van die dood wag daar 'n blye dag, want ons geliefde Nelle gaan ons maar net 'n wyle vooruit. Uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding meer sal wees nie, en waar tyd nooit gemeet word nie, waar sorg of kwelling of pyn nie meer kom nie, waar niemand meer trane stort nie, waarheen gaan die betreur, die raad familie en vriende. Die familie het ook gevra dat ek dan namens hulle die volgende bedankings aan die hof voorhou. Ons wil ons Hemelse Vader dankie sê dat hy vir mami, ouma groot, vir bietjie meer as 80 jaar vir ons geleen het. Dr. Monica, dankie dat jy altyd net 'n oproep ver is en dat jy vir al die jare so goed was vir ouma. Ati, baie dankie dat jy daar was maandag en so baie dankie vir die pragtige blomme wat jy ook gedoen het. Tannie, baie dankie vir Tannie se liefde en elke dag se kuier by mami in die ouer huis. Patricia, dankie dat jy vir ouma so mooi opgepas, gewas, aangetrek en gehelp het toe sy by ons in die huis gebly het. Ons is dankbaar vir jou moeite. 'n woord van dank aan Andries vir die mooi manier waarop jy en Lise Marie ons hanteer het in hierdie bittere seertyd en vir julle moeite om alles vir ons so maklik as moontlik te maak. Silwer jare personeel, baie dankie dat julle hierdie laaste 2 maande plus van mami se lewe as so mooi versorg het. Suster Trudy in besonder, baie dankie dat Tannie veral maandag so besorg was en tot mami se einde daar by haar bed gewaak het. Karin en Christo, dankie dat julle 2 namens ons kinders so mooi na mami gekyk het, haar opgepas en versorg het. Ons waardeer julle uit ons harte. Madeleine, Ivy en Dries, dankie vir julle ondersteuning en dat julle dit op verskillende maniere moontlik gemaak het vir Christo en Karin om so mooi na mamma om te sien. Ons het baie dankie vir NG Noordse Kerkraad, die Koster, die Oradis en die Vrouwediens en Konrad. Dankie vir al die redeliks in die hulp met vandag se roudiens, dat julle dit moontlik gemaak het en dat julle op die tyd ingeruim het en ook vir die versies wat voorberei is. Die André, baie dankie vir die slideshow wat ons nou nog gaan kyk en dan ook die livestream video vir die familie en vriende wat die omstandighede vandag nie hier kan wees nie. Baie dankie aan Ellen vir die verversings wat ons na die diens in die saal gaan nuttig. Ons waardeer jou moeite en die familie nooi dan wanneer ons daar afskeid geneem het hier buitekant om dan saam met hulle na die saal te beweeg en daar saam met hulle 'n bietjie te vertoef. Baie dankie aan die familie en vriende wat ver gery het om die diens te kom bywoon vandag. Die familie sê baie dankie vir elke oproep, boodskap, blomme en eetgoed wat by ons afgelaai is in hierdie tyd. Ons waardeer dit werklik uit ons harte. Baie dankie aan almal wat vandag se roudiens bygewoon het vir 'n laaste eerbetoon aan ons geliefde ontslape Nella Schoeman. Ons vra verskoning indien ons dalk enigiemand by haar huis uitgelaat het. Het verseker dat dit nie met opsig gedoen is nie. Ons gaan dan nou kyk na die slideshow wat voorberei is. Kom op. Vertrou ons nou haar liggaam in die aarde toe. Aarde, as tot as, stof tot stof. En die vaste en sekere ook tot die opstanding van die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus, wat ons swak en sondige liggaam met sy verregte liggaam gelyk sal maak en ons tot hom sal lewe.
sluit ons die oë, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook die vergeef teenoor ons oortree. Laat kom ons in die versoeking en verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie Dominee. Vriende, daar is nou geleentheid vir die laaste eerbetoning deur die strooi van 'n blommetjie. Ek sal vra dat jy die naaste familie eers sal kans gee, dan die verdere familie en dan die vriende. Praktiese doeleindes van ek vra dat jy sal kom, die blommetjie sal neem en sal deurbeweeg sodat ons almal kan kans gee. Naaste familie, verdere familie, dan die vriende asseblief. Vriende, daar is nog geleentheid. Die van u wat 'n blommetjie wil strooi is welkom. Is daar nog iemand, vriende? Asseblief, die geleentheid is daar. Jy is welkom. Vertrou ons nou haar liggaam in die aarde toe. Aarde, as tot as, stof tot stof. En die vaste en sekere hoop tot die opstanding van die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus, wat ons swak en sondige liggaam met sy verregte liggaam gelyk sal maak en ons tot hom sal lewe in ewigheid. Kom, dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook die vergeef teenoor ons oortree. Laat kom ons in die versoeking en verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie Dominee. Vriende, daar is nou geleentheid vir die laaste eerbetoning deur die strooi van 'n blommetjie. Ek sal vra dat jy die naaste familie eers sal kans gee, dan die verdere familie en dan die vriende. Praktiese doeleindes van ek vra dat jy sal kom, die blommetjie sal neem en sal deurbeweeg sodat ons almal kan kans gee. Naaste familie, verdere familie, dan die vriende asseblief.
vriende, daar is nog geleentheid. Die van u wat 'n blommetjie wil strooi is welkom. Is daar nog iemand vriende? Asseblief, die geleentheid is daar, jy is welkom.